As hy kom sê, ons so, Vader, dankie, dat jy kon worship met nou, Abba. Vader, ons bid nou, dat jy sal spreek, Abba, en nie die slegte luister, Abba. Dankie, Vader, vir die woord, mag die woord vir ons soos manna wees, hierdie vars brood wees vanoggend, Abba, dat ons saam met u kan kom eet. Dankie, Yeshua, u is die brood, en u sê, eet vir my vlees. Daarvoor is ons honger, en Vader, ons eet vir die skatte in die woord, soos jy sê, en spreek die skatte wat jy vir ons het. Spreek met die slegte luister, in Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Dankie, Here. Kom ons begin. Ons het hierdie laasweek gepraat oor die borsplaat van Hasatan en oor die borsplaat van die hoofpriester en die vergelykings getrek daarso en gesien hoe die borsplaat van Satan het drie minder stene op en ons het gekyk na die verskillende betekenisse van die drie stamme wat nie daarop is nie. En hoe ons 'n keuse moet dra wat se borsplaat ons dra. Dra ons die borsplaat van Satan of dra ons die hoofpriester se borsplaat? Want ons almal word geroep vir priesterskap. Ons almal word geroep en Yeshua is die hoofpriester. Ons het gesien laasweek, as dit vers uitgehaal, hy is die hoofpriester wat aan die regterkant van Vader Jahwe is. Hy staan en hy sit aan die regterkant van Vader Jahwe. En hoe Stefanus, hoe hy gestenig word en hoe Yeshua staan en hy kyk. Dit was so mooi geweest daarso. So vandag wil ek begin, moet ons met die borsplaat gepraat het, met die borsplaat en hierdie efod, hierdie onder dit is hierdie twee stene, hierdie Urim en Thummim wat binnekant in hierdie borsplaat was en hoe dit die prentjie is van die Ruach, die Heilige Gees wat so in ons hart is vandag vir die bruid. Hy is deel van die bruid. En ons is almal volgens 1 Korintiërs 6 vers 19 die tempel van Vader Jahwe wat Ruach binnekant in ons is. En Yeshua, my Vader en Yeshua is een. Hy het gesê, ek is my Vader is in my. As jy dit so verstaan. So ek wil nou begin praat oor die 12 stamme. Ons het 'n ruk terug, 2 jaar terug, 2,5 jaar terug het ons gepraat oor die 12 stamme. En ek het alweer vergeet van dit. So dit was 'n tyd is perfek. En hoe ons vandag wil begin, ons gaan die volgende 12 weke gaan ons vas staan by die 12 stamme. En net 'n bietjie weer praat oor hulle, oor hoekom het hulle, wat het gebeur, waar het hulle gestop in die land. Ons gaan kyk volgende week, sal ek 'n kaart sit van waar hulle oralste was in die beloofde land. En wat het hulle gedoen met hulle die seën wat uitgespreek is oor hulle? Het hulle gegaan en het hulle roeping uitgelewe, want dit is so amazing, kan jy jouself dink, jy daai tyd jou pa spreek 'n blessing, 'n seën uit oor jou, en jy kom en Moses kom bevestig dit net weer in die woestyn. Kom bevestig Moses net weer presies dieselfde wat jou pa Jakob vir jou gesê het en die seën wat uitgespreek word. Ons weet selfs tot met Efron en Manasse die kruisseën wat hulle gekry het. En ons alles is die betekenisse oor dit. En hoe ons byvoorbeeld gaan stop hier by Juda oor Genesis 49 waar die profesie uitgespreek word oor Juda. En hoe ons kan sien hoe ek sê altyd in die toere dit van hoe Juda hierdie esel is wat vasgebind word aan 'n hout, wat sy mantel, sy garments was in hierdie druiwebloed. Alles 'n prentjie van Yeshua wat al in Genesis uitgespreek is. En so ek het vanoggend Deuteronomium gelees ook waar Vader sê hy sal iemand stuur soos julle wat sal kom en sterwe vir julle. En so dit is net alles 'n prentjie van Yeshua. So ek gaan begin met die eerste seën. Ons gaan so afgaan want ek het probeer om te kyk na hierdie om die steen soos die ruby saam met Reuben te sit, want dit is Reuben se wat mense sê, dit was Reuben se kleur geweest, sy stene geweest, die ruby. Nou as jy gaan kyk na die ruby, maar ek gaan nie daarin gaan nie, want dit is alles bietjie meer mensopinie, dit kom in die woord uit nie, so ek wil nie dit sê en dan is dit maar wat mense gedink het of gedink het daai steen gaan pas by Reuben nie. Die punt van die saak is hulle 12 stene opgetel toe hulle deur die Jordaan is en dan dit verteenwoordig en dit is die stene op die borsplaat van die hoofpriester. Maar as jy net Reuben byvoorbeeld kan vat, want sy net pas nog van, ek weet nie of die ander nie, ons sal kyk soos dit ons aangaan, wat as jy kyk, Reuben is jou eerstgeborene, hy is die eerste geborene en so het ons Yeshua is die eerstgeborene van Vader Jahwe
en hoe dan ook hierdie Reuben, hierdie rooi kleur van 'n ruby, ook die kleur van Yeshua se bloed verteenwoordig. Ek weet nie of ons kan intrek daar nie, maar dit is net die kleur van die rooi, so dit is alles mensopinie, so moenie dit quote nie asseblief. So dit is maar Reuben se is hierdie rooi ruby wat dit is. Okay, so ons gaan nou praat oor hierdie wat dit die 12 stamme verteenwoordig, die bruid. Ons weet almal dat ons is almal Yeshua sê ek kom nie vir die verlore skape vir die Jode nie, maar ek kom vir die verlore skape van Israel. Ons is deur Galasiërs 3:29 is ons erfgename aan die beloftes wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob. So dit maak ons deel van die bruid. Dit maak nie saak of jy 'n vreemdeling is of van waar af jy is nie. Ons is deel van dit. Dit is hierdie 12 stamme. Nou Jakob se naam is verander na Israel toe. En dit is as jy ek dink vanoggend so as jy kyk na hierdie beloftes gegee is, is ons erfgenaam aan die beloftes. Abraham, Isak en Jakob. En as jy gaan kyk na die beloftes wat vir Abraham gegee is amazing hoe ons deel is van dit deur Yeshua. Abraham was 'n welafgod gewees. Hy was baie ryk gewees. Dit is ons is 'n erfgename van dit. Dit is ons erfporsie. Daai wat hulle gehad het, al die beloftes, alles wat hulle gekry het. Hulle was Isak, Jakob, deur Abraham, hulle was geseënd gewees. Hulle het nie gesukkel in opsigte. En hulle het klomp beeste en klomp skape en klomp vee gehad en goud en silwer gehad en hulle was deel van dit is die beloftes wat gegee is vir Israel en so ons moet nie net die vyand vir ons lieg en sê ons is nie deel van dit nie. Ons het nie reg op daai erfpos nie. Maar dis vir ons ook deur Yeshua. So ek wil vandag begin met Reuben. Hoe dit gebeur het dat Jakob se naam verander het. Was miskien die storie van die hoofstuk van Jakob en Esau en hoe hulle die twee seuns mekaar baie ongelukkig was en hoe Esau gesê het van Jakob ek gaan jou doodmaak en Jakob vlug en hy gaan na Laban se huis toe en dan daar by Laban se huis kry hy sy twee vrouens, hy werk by Laban vir lank en dis toe hy op 'n stadium kom wat hy nou moet vir Esau gaan sien. Sy reus wat hy moet gaan sien. Maar in die tydperk wat Jakob by werk by Laban kry hy hierdie guns van Vader Jahwe af. En maak nie saak of het hy erfborsie gesteel, maak nie saak of het hy gegee. Vader is so amazing hoe hy nog steeds hom seën en vergeet van sy verlede en hy gee hom 'n kans om reg te maak. En ek wil ons 'n stukkie lees van Genesis 28 vers 20. Want daar's iets wat gebeur het. Jakob doen 'n gelofte aan Vader Jahwe. Dit het alles verander. Hy het gesê hierso ek is sok gewees, hier's ek. Kom ons lees dit. As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan. Moet ons as jy sit met hierdie dag vandag, jy sit dalk met 'n reus wat jy moet sien. En Jakob, ons kan leer wat daar gebeur het, want hy het geworstel met Vader. Hy het nie net gelos in 'n gebed gewees nie, hy het gestoei met Vader. As jy daai plek woordvat van die worstel, hy het gedans. En dit is my so diep uitgesê, Vader, seën my. Ek gaan nie gaan na Esau toe as U my nie seën. So hierdie is die worstelingsgebed en hoe hy vir Vader vra. So lees onder my, maar kry net besef daai as jy dalk sit vandag met daai reus wat jy moet sien. Doen dit. Hier is die woord vir ons. As God my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan en dan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek en ek behoue na die huis van my Vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees. En van alles wat U my gee, sal ek U sekerlik die tiendes afstaan. Hier maak hy 'n belofte aan Abba Vader. Hy sê, as U my seën, dan sal ek U so doen. Nou die 20 jaar wat hy by Laban was, kom praat Vader Jahwe weer met hom. Toe daar 'n bietjie striweling in sy hart was. Daai is mens. En vir 20 jaar lank werk hy by Laban. En Vader kom troos hom, want hy het probleme begin kry.
probleme opgetel met Laban, met die dogters, oor allerlei goedjies. Genesis 31, deur 'n engel te stuur om vir hom te sê, dat Vader wil sien wat Laban aan hom doen. En kyk net hoe hy hom geseën het, omdat hy Jahwe nie vergeet het van sy belofte. En jy gee 'n belofte, kom die vyand, maak dit vir moeilik by Laban, en dan kom hy en hy stuur die engel vir hom. Jakob het baie foute gehad. Wat het hy gedoen? Hy het byvoorbeeld Laban mislei deur oornag te trek, net soos hy met Esau goed doen. Kan jy sien die ou dinge wat die ou mense terugkom? Hy het 'n geweldige vrees in hom gehad. Dis wat was 'n probleem gewees. En wat sê Openbaring 21:22? Dat die wat die vrees het, gaan eers ingaan in die stad. Vrees is 'n probleem. En dis wat die vyand doen. Sit jy vandag met die vrees, is jy dalk nog steeds 'n Jakob wat sit met vrees in jou lewe. En dis wat die vyand doen. Hy gee hom vrees. Dis hoekom hy in Genesis 32 worstel met Vader Jahwe, met hierdie vrees. Nou, as jy gaan lees in Genesis 35 oor die stuk uit, ek gaan net vir ons dit noem, jy kan gaan nalees. Dit is Vader Jahwe, en die woord sê 'n engel het aan hom gekom en het 'n engel gestuur. En as jy gaan verder lees in Genesis 35, word beskryf dat die engel was Vader Jahwe gewees. Vader het fisies met hom kom stoei. Was dit Joshua gewees? Ek dink so. Maar dit is net 'n opinie, maar as jy kyk die engel wat oralste by van die tuin van Eden wat vir Abraham ontmoet het. Oralste waar die engel was by Berg Sinai, was dit Joshua gewees, want Johannes sê dat niemand het al ooit Vader Jahwe gesien behalwe die seun van mens. Face to face help nie. So die engel wat my geworstel het. Ons kan ons net, ek kan nie 100% sê nie, maar dit was Joshua gewees. So daar was nog dinge gewees wat hy moes reg, die worsteling, wat Jakob uit sy lewe moes uitkom. En een van die dinge van sy worsteling was gewees, hierdie vrees wat hy met uit sy lewe uitkry. Right. So, en hy worstel met Vader Jahwe, en Vader verander sy naam. Die innerlike worsteling was so groot, sy vrees was so groot, dat Jahwe hom moes slaan op sy heup, om hom swak te maak, dat hy weer sy identiteit kon terugkry. Vader Jahwe stop hom, hy slaan hom op sy heup. Sê, hierso gee ek vir jou. Dis hoekom Jahwe vir Jakob in vers 27 vra, wat is jou naam? Wie is jy? Vader kom vra, wie is jy? Baie keer worstel jy. Baie keer worstel jy en jy het hierdie giant wat jy moet face en jy het hierdie vrees in jou hart. Baie keer jy onthou, wie is jy? Dis baie belangrik. Wat soos Jakobus, ek het nou gepraat van Jakobus 5, van as jy siek is, wat moet jy doen? Salf jou in jou huis. Salf jou, bid, dat die mense bid as jy siek is, salf jou, verklaar dat jy is 'n kind van Vader Jahwe. Begin weer besef wie jy is. Die vyand gaan vir jou lieg, hy gaan jou swak maak, hy gaan dat jy wil vrees. Jy is 'n koningskind, jy's 'n priester van Vader Jahwe. Baie keer besef ons dit nie meer nie. Baie keer moet ons worstel en dan op die heup geslaan word of op die knieë gebring word om te besef wie is jy. Dit is belangrik. Ons vergeet wie ons is. Want ons glo die vyand. Ons sien wat die vyand vir ons wys. Ons besef nie wat ons is nie. Vader Jahwe het vir hom 'n nuwe naam gegee. Miskien sit jy dan soos hy met Jakob met hierdie ou sondes in jou lewe. Miskien sit jy met vrees in jou lewe. Daai gewoonte van sonde wat kort terugkom in jou lewe. Abba wil vandag vir jou sê, Boeta en Sissa, worstel. Worstel met daai ding, die vyand voor jou bring, wat jou heeltyd afbring. Al is dit iets kleins. Hy ry daai trein. Worstel, al vat dit jou heel dag, of vat dit jou heel nag. As jy worstel, is daar 'n oorwinning vir jou. Dis daai plek by Abba Vader Jahwe. Maar van Vader, asseblief,
ek het hierdie probleem, smeek om my, hy sê smeek om my, vas, wees dankbaar, vas en smeek my. Jakob se naam is verander na Israel, en dit beteken om te worstel met Jahwe. En dis die naam van die bruid, om te worstel met Jahwe. Dis 'n naam wat ons as die bruid dra van worstel. Want glo vir my, jy gaan as bruid moet worstel. Het hulle toe hulle in die beloofde land ingekom het, was dit net 'n land van melk en honing gewees? Of moes Israel nog steeds geworstel het? Ja, hulle moes gaan fight. Daar was oorlog gewees. Daar was sondes gewees. Dan het die stamme hulle gepik en dan het hulle weer teruggekom. Dan het hulle siektes hulle getref, dood gegaan, dan het hulle weer teruggedraai. Gaan lees die konings hoe hulle heeltyd gegaan het en dan het hulle gesondig. Dit was 'n worsteling gewees. Want hoekom? Die vyand is heeltyd daarso. Die Esau is heeltyd daarso wat kyk vir jou, hy wil jou vat. Hy wil keer dat jy nie in jou beloofde land ingaan nie. Hy wil jou hierdie kant hou. Hy wil jou in die woestyn hou. Hy wil jou in Egipte hou. Hy wil nie hê jy moet in jou belofte ingaan nie. En dis die probleem. En dan maak hy jou bang. Maar waar is die Dawid? Waar is die Dawid wat ons van sê, naam van Jahwe kom ek vir? Jy vir. Want ek dra identiteit. Ek weet wie ek is in Yeshua. En dis dit. Sit by Jahwe se voete en veg tot dit is. Want mag Abba vir jou 'n nuwe naam gee. Hoe dan is. Miskien is daar 'n Jabok rivier vir jou. En jy eers moet stil staan uitswem voordat jy oortrek. Hy het geloof gehad. Het hy geloof gehad? Ja. Het hy gegaan? Nee. Hy het nog steeds vrees gehad. Hy is mens gewees. Maar wat het gedoen? Wat het Esra gedoen voordat hulle gegaan het om die stad te herbou? Vas. Gevas en het gebid. Het geglo, het gesê kom, hierso ons sit al klaar geld uit vir die dag as ons by wat staan vir die tiendes as ons die tempel klaar herbou het. Wat het Jakob gedoen? In die begin, Vader, hier is my gelofte. Ek sal vir u 'n huis bou. Ek sal vir u 'n huis bou. Hy het lewe gespreek. Hy het nog steeds sy vrees gehad, daai unknown gehad. Vader het Jakob weer geseën, Genesis 35 vers 10. Jou naam is Jakob. Jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En hy het hom Israel genoem. Verder sê God vir hom, ek is God die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder. Hy het woorde letterlik gevat. Hy het baie vermeerder. 'n nasie, ja 'n menigte van nasies sal van jou afstaan en konings sal uit jou lending voorkom en die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. Toe het God van hom af opgevaar op die plek waar hy met hom gespreek het en Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip en daarop 'n drankoffer uitgegiet en olie daarop gegooi. En Jakob by die plek waar God met hom gespreek het, Bethel. Bethel beteken huis van Jahwe. Dis dieselfde plek waar Yeshua gekom het en hy dieselfde plek waar Abraham vir Isak sou geoffer het. Dis dieselfde plek waar Jakob gesê het, hier gaan ek, die wat snap, hierdie tent, die huis van Vader Jahwe bou, en daar het hy drankoffer, dieselfde plek waar Yeshua gekruisig is, waar sy bloed as drankoffer op die grond geval het. Dit is dieselfde plek waar Vader Jahwe, waar hy opgegaan het, waar hy eendag weer gaan neerkom, en ons die nuwe stad, Jerusalem, gaan wees. Dis daarso. Dis alles gebeur daarso. So mag hierdie huis van Vader Jahwe vir hom 'n Bethel wees. Mag dit vir hom 'n huis wees. So die vraag is, het Jakob aanhou vrees? Nee. Hy het 7 maal na die aarde toe gebuig. 7 maal
bly bid. Nadat jy gered is, nadat jy jou vrees van jou weg is, moet jy dan net aangaan en sê, hy is ou Isak, of jy aanbid. 7 maal. Hoekom? Want die vyand gaan nie ophou om jou te pla nie. Bid, vas, smeek, salf. En so het sy vrees verdwyn. So kom ons praat vandag oor die vrouens van Jakob, by wie hy elkeen 'n kind gekry het. 12 kinders, of was dit 13 kinders gewees? 13 kinders. Ek sê altyd vir mense, hoeveel kinders, en dit sal ek glo in die Torah, voordat ons begin, dan sê ek altyd vir mense, net om die ys te breek, hoeveel kinders het Jakob gehad? Dit is allemaal 12 kinders. Maar hy 13 kinders gehad. Een dogter Dina, 12 seuns. 12 seuns het stamme geword. So ek 13 kinders gehad, Jakob. En 2 vrouens en 2 byvrouens. Nou, we begin vandag met die eerste seun, sy naam is Reuben. Reuben is die eerste geborene gewees. In Genesis 49 vers 1 praat Jakob met sy seuns voordat hy sterf. Kom ek lees, hierdie is 'n lang stukkie, maar dit is die seën wat Jakob uitspreek oor die 12 seuns. En as jy gaan lees, ons sal later dan lees, presies oor Moses, presies dieselfde bevestig het. Maar kom ons lees. Daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar, dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar. Versamel en hoor, seuns van Jakob, en luister na Israel, julle vader. Reuben, jy is my eerstgeborene, met krag en die eersteling van my sterkte, die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Opruising soos die waters, jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim, toe het jy dit onheilig. Ja, hy het my bed beklim. Ek dink Reuben daai dag was, ek gaan nou daarvan praat, ek dink hy sê, jo, hier is hard, papa is seker, maar ja, dit is nou voor jou vader se sterfbed, dan kom sê hy vir jou, hoorie so, ek het gebed hoor. Ja, ons gaan nou daarvan praat. Vers 5, Simeon en Levi is broers, hulle wapens is werktuie van geweld. Laat my siel nie kom in hulle raad nie, laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie, want in hul troon het hulle manne doodgeslaan, en in hulle moedswilligheid het hulle beeste vermin. Vervloek is hulle troon, want dit is heftig, en hulle grimmigheid, want dit is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob, en hulle verstrooi in Israel. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers hoof. Dit gee 'n bietjie in Jesua, as kan praat oor. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees, van voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu. Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Die scepter van Juda nie wyk. Sal van Juda nie wyk. Nog die veld heerstaf tussen sy voete uit, sodat Silo kom. En aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak, hoor gee die vers 11. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vol van sy eselin aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder as die oë van wyn en witter as die tande van melk. Zebulon sal woon by die strand van die see en hy sal by die strand van die skepe wees met die suidkant na Sidon toe. Issachar is 'n sterk gebeente esel wat tussen die veekralle lê. Toe hy sien dat die rus goed en die land lieflik is, het hy sy skouer gebuig om te dra en hy moes dwangarbeid verrig. Dan
sal aan sy volk reg verskaf, net soos enigeen van die stamme van Israel. Laat dan 'n slang wees op die weg, 'n horingslang op die pad, wat die perd aan die hagskene byt, so die ruiter agteroor val. Dan het gedoen, ja. Op u verlossing wag ek, Here. Gad, 'n bende sal hom aanval, maar hy sal hulle aan die hagskeen gryp. Asher, sy spys is vet en hy lewer koninklike lekkernye. Naftali is soos 'n wilsbok so vry, hy wat mooi woorde laat hoor. Josef is 'n jong vrugteboom, 'n jong vrugteboom by 'n fontein. Sy takke klim oor die muur. Die boogskutters het hom wel geprikkel en hom beskiet en hom bestry. Maar sy boog het sterk gebly en sy arms van sy hande was buigsaam deur die hande van die magtige van Jakob. Daarvandaan waar die herder die steen van Israel is. Van die God van jou vader wat jou help en met die hulp van die Almagtige wat jou seën en die seëninge van die hemel daarbo, met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van borsde en moederskoot, die seëninge wat jou vader ontvang het, betref die seëninge van ewige berge, 'n kostelike gawes van die ewige hemels, dit sal wees op die hoof van Josef. Ja, Jakob het van hom gehou, oor sy seun Josef, en op die hoofskedel van die uitverkorene onder sy broers. Benjamin is 'n wolk wat verskeur, en die môre eet sy prooi, en die aand deel hy sy byt uit. Hulle almal is die 12 stamme van Israel, en dit is wat hulle vader aan hulle gesê het. En hy het hulle geseën, elkeen volgens sy besonderde seën. Daarna het hy hulle bevel gegee en hulle gesê, ek word versamel by my volk, begrawe my by die vaders in die spelonk, wat op die stuk grond van Efron die Hetiet is, en die spelonk wat op die stuk grond van Magpela is, soos ook van Mamre lê, in die land Kanaan, en stuk grond wat Abraham van Efron die Hetiet die eiendomsgraaf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sara sy vrou, daar het hulle Isak begrawe en Rebekka sy vrou, en daar het Lea begrawe, die stuk grond en die spelonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van Het. Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas sy asem uit. En hy is by die volksgenote versamel. Net daai is net, ek dink enige seun se hartsbegeerte is, as die enig by jou vader of jou moeder is op sterfbed en hulle gee vir jou goeie woorde. Mooi my seun, mooi my dogter, ek is trots op jou gewees, ek is lief vir jou. Maar hier was 'n paar harde woorde wat dink ek uitgekom het vir elke stam op die tydperk wat hulle dit pa geken het. So ja, Reuben, kom ons begin met Reuben. Met hulle hoekom is daar vir hom dit gesê? Hy was die eerstgeborene gewees. Nou Reuben se naam beteken om die seun te sien. So Lea, dit is Lea en Rachel was die twee dogters gewees van Laban. Nou almal ken die storie hoe hy gehou het van Rachel, maar hoe Laban vir Lea eers gegee het en hoe hy verkil is om dit te kry vir Lea, en toen is hy nog ekstra 10 jaar werk, 10 jaar vir hierdie dogter en 10 jaar vir hierdie dogter wat hy gewerk het. So Lea het hierdie van die begin af, kan jy net dink, sy het hierdie verwerping gehad van ek is nie Jakob se gunsteling oog vrou nie. Die woord beskryf hoe sy gelyk het. Maar sy het hierdie hoop gehad dat as sy 'n seun kry, dat Jakob haar gaan raak sien en sy liefde gaan skuif na haar toe. Dit was haar plan gewees vir as sy swanger word. En ja, sy so en doen ons dit nie vandag nie. Hoe baie keer gebeur het dat ons ook nie met verwerping sit in ons lewe en dan probeer jy die planne maak om wel die aanvaarding te kry. Hoeveel huwelike sit ons mee vandag? Wat huwelike wat op die einde op ou dag nog 'n kind kry, 'n laatlammetjie kry wat dink die laatlammetjie gaan die gesin red, gaan die liefde weer tussen hulle regkry. Baie gesinne gebeur dit vandag, wat ek dink 'n kind red het. En die ding is hulle vergeet net Jahwe kan red. So Reuben was die eerstgeborene
En hy het hierdie reg gehad van eersgeborene reg. Nou as jy daai tyd eersgeborene reg gekry het, jy bietjie uitgestaan bo al jou ander boeties en sissies. Right? So wat beteken dit as jy eersgeborene reg gekry het, jy dubbel porsie gehad. Met ander woorde, al die besittings, byvoorbeeld in Jakob se situasie, van die pa was opgedeel. Right? Tussen die 12, die 13, daar was 13 kinders gewees. Right? So, as jy vat die erfporsie ingedeel word tussen 12 seuns, 12 stukkies. Okay, dan het hulle in elke seun se gedeelte gekry, 'n gedeelte van die 12. Maar die eersgeborene het 2 gedeeltes gekry. So met ander woorde, as daar 12 kinders was die hele erfporsie ingedeel in 13 kinders. Vir die eersgeborene wat 2 kinders, 2 stukkies gekry het. Want 2 stukkies van die erfporsie gekry het. So dit was 'n voorreg gewees om die eersgeborene te wees. Jy het maar net die meeste gekry. Right? Maar saam met dit was ook 'n groot verantwoordelikheid wat jy gekry. En die tweede reg was gewees dat jy was die leier gewees van al die seuns. Dit was bevoorreg gewees om 'n leier te wees. Nou, maar ek dink ook in sekere gevalle was jy ook die kind wat jou eerste pak slag gekry het. As jy as al die boeties stout was, want jy moes nou die leier. So jy moes maar altyd verantwoordelikheid vat vir die boeties en goeie. So daar's 'n verantwoordelikheid gewees. Hoewel daar sê gesegde wat sê with great opportunities comes great responsibilities. En dit was 'n groot verantwoordelikheid gewees. Nou, die vraag is hoe sou die eerstgeborene reg gewerk het nou in Jakob se geval as daar so 2 vrouens was? Want ek weet jy het nou vir Lea en jy het vir Rachel. En hoe gaan nou daar's mos nou 2 eerstgeborenes tussen Lea en Rachel. En eerstgeborene Reuben, eerstgeborene Josef. Wie's nou die eerstgeborene daarso? So hoe dit dan gebeur is, want en nog dan bo het hy nog slavinne opgehad. Slavinne gehad 2 byvroue gehad wat hy ook by dit gehad het. Want so ja, daar hoe dit uitgewerk het. So kom ons kyk wat sê die woord as jy in sy geval daai gehad het, want jy moet terug die woord verwys. Deuteronomy 21 vers 15 sê Vader hoe dit werk. As 'n man 2 vroue het, een wat hy liefhet en een wat hy nie liefhet nie, baie die woord skryf dit. So ja, een wat hy liefhet, ander wat hy nie liefhet nie. En hulle baar vir hom seuns, sowel die geliefde as die nie geliefde vrou, en die eerstgeborene seun behoort aan die nie geliefde vrou, dan mag hy op die dag as hy sy seun sy besittings laat erwe, nie die eerstgebore reg aan die seun van die geliefde vrou gee tot nadeel van die seun van die nie geliefde vrou nie, die eerstgeborene nie. Maar hy moet die eerstgeborene, die seun van die nie geliefde vrou erken deur aan hom 'n dubbele deel te gee van alles wat hy besit, want hy is die eersteling van sy krag, die eerstgeborene reg is syne. Met ander woorde, so wat Lea was die eerste keer, hy het die eerste kind gehad by Lea, maak nie saak of daar eerstgeborenes by ander vrouens is nie, maak nie saak sê Vader hierso, al hou nie van daai vrou, al is sy nie jou geliefde vrou nie, die eerstgeborene is die eerstgeborene, hy kry dit alles. Met ander woorde, Reuben, bo Josef kry eerstgeborene reg. So hy het die reg gegee aan Reuben en nie aan Josef. Tensy daar iets gebeur het. Tensy daar iets gebeur. Want hoe, wat doen die vyand mos? Hy kom steel altyd ons eerstgeborene reg. Is ons die eerstgeborenes? Ja. Hoekom is ons die eerstgeborenes vandag? Deur Joshua, deur die bloed van die lam. Wat het gebeur in Egipte? Hulle is die eerstgeborenes wat agter die bloed was, agter die deurkusyn in die huis was, agter covenant was, die eerstgeborenes wat buite covenant was, het gesterwe in Egipte daai aand. Die wat binne covenant was, het die eerstgeborenes geword. Maar so ons het die eerstgeborenes geword, ons mense wat voor ons was, hulle is uit Egipte uit, hulle het die eerstgeborenes geword, hulle het nie gesterwe nie. Maar so die vyand steel ons eerstgeborene reg, hoor, hy in Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom om hulle lewe in oorvloed te gee. So Reuben het die reg gehad. Hy sou 'n dubbel porsie kry en ook wat die leier die al die broers verdeel het. Die vyand het sy reg kom steel. Hoe het gedoen? En in Genesis verduidelik dit, deur Jakob te verontreinig
by sy slaaf en sy byvrou Bilha te gaan inkruip toe Jakob nie by die huis was. Genesis 35 vers 22 hoor hierso. En terwyl Israel, dis nou Jakob in die land woon, het Reuben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap. So ek dink maar net sy was dalk maar 'n bietjie alleenig gewees, sy stiefmamma was alleenig gewees by die huis, Jakob was ver en hy het net besluit om net te gaan tee drink by haar daai oggend. En dit het gebeur. Maar die tweeetjies was baie stil gewees daaroor. Maar het Jakob het opgetel daar en nog net ook stil gebly daaroor. Miskien het Jakob nog steeds dalk daai skuldgevoel gehad in hom van hierdie gekil wat is in hom en Esau gebeur, lui die gekil van sy pa Isak wat blind is en hoe hy die grove goed is aangetrek het dat sy pa kan dink dis Esau. Het hy ook nog hierdie slegte gevoel gehad van daai skuldgevoel van dit? Weet nie. Maar hoor gou hierso, Reuben het vir plus minus 20 jaar lank daarmee geloop waarvan Jakob hom nie aangevat het. 20 jaar lank. Kan jy self dink as Jakob as hy het agtergekom, sien jy net agtergekom. Hy bly stil daaroor. Want hy het agtergekom. Want op sy sterfbed toe sê hy Reuben, ek het geweet hoor. Ek het geweet jy het saam met my vrou geslaap. Jakob loop in hy skuldgevoel en bly stil. Reuben hulle gaan aan en ek dink hy het meer as een keer teëgegaan. Hy gaan aan. Hulle twee gespreek Bilha is heeltyd in die agtergrond. Maar het kom altyd in. Van Isak se dood tot net voor Jakob se dood. En Reuben verloor sy reg. Kan jy sien Boeta en Sissa hoe unrepentance, onbekeerlikheid jou erfporsie kan steel? Kan jy dink daai las wat hy moes dra? Reuben. So dink jy as Reuben dalk jammer gesê het Jakob hom dalk vergewe nie. En dalk nie genesing plaasgevind al 20 jaar terug. Maar hy loop in hy skuldgevoel wat hy soms sy pa se vrou geslaap het. 20 jaar. Het hy in donker gehou en stil gebly. En aanhou sondig. En dit het hom neergekos op die einde van die dag. So miskien sit jy vandag dalk soos Reuben met dieselfde las wat jy dalk al vir jare lank dra. En dit nog nooit reggemaak het. Jy sit op met daai las. Yeshua het vir jou gesondes gesterf. En daar's genade om daai binding, daai ketting te breek. Yeshua het gesê nie maar aan die kruis. Dis klaar. Al wat jy moet doen is jy moet net neerlê. Jy moet so roep en sê, "Pappa, maar ek is jammer, ek het dit gedoen. Ek was fout geweest." Maar die vyand het vir hom gelief. Vir Reuben dat hy is eersgebore en hy is nou die ou. Dit kom hom toe mos. My pa het genoeg vrouens, hy het 4 vrouens. Hoekom gaan hy mos dinge nie een vrou mis nie? Ek kan dit nou nog doen. Hy loop vir 40 jaar met dit vas. En hy verloor sy erfporsie. Maar so moet dan sê dat jy, dalk as jy nog met iets sit vir 20 jaar lank, of plus, wat jy nog nooit reggemaak het, dat jy dalk jou ewige lewe as erfporsie ook dalk kan verloor. Maak reg vir volgende. Die waarheid kom altyd uit. Hy kan ook vir jou sê, jy nog gaan weg, ken jy. So nou die vraag is, het Simeon die reg gekry as eersgebore en na het Reuben by mamma Lea was. Want Simeon was die volgende gewees, volgens geboorte. Hy was tweede in lyn gewees. En hy het dit verloor. Reuben het mos verloor.
meer het dit oorgeskuif na Rachel toe. Rachel, sy seun was Josef gewees. Josef en sy kinders het die dubbel erfporsie gekry. En ons sal gaan lees dit hoe Josef al hierdie mooi, soos nergens het al hierdie mooi sene oor Josef. So het Jakob se dubbel erfporsie gekry. En net so het Ruben sy leierskap ook verloor. As jy gaan lees, teen wie het Ruben sy die een ding is, jy verloor jou erfporsie en jy verloor jou leierskap. Teen wie het hy verloor? Aan Juda. Hy het verloor aan Juda. En dan sy priesterskap aan Levi en die koningskap aan Juda. Net so kan ons verloor as gevolg van sonde en onbekeerde sonde. Want ons is vandag die priesterdom. Besef julle sonde kan dit roof van jou. Hoor gou sê Kronieke 5 vers 1. En die seuns van Ruben, die eerstgeborene van Israel, want hy was die eerstgeborene, maar omdat hy die bed van sy vader ontheilig het, is sy eerstgeborene reg aan die seuns van Josef, die seuns van Israel gegee, maar hy moes nie in die geslagregister volgens die eerstgeborene reg aangegee word nie. Want Juda was sterk onder sy broers en hy het hom met 'n vors geword, maar die eerstgeborene reg het Josef gehad. So Juda sê, waar word gesê in hierdie stuk dat Juda het in die leierskap gekry. Hy het in die leier geword. En as almal weet, wie kom uit jou Juda uit? Yeshua, die leierskap. Ruben was Jakob se krag volgens Genesis 49 vers 3. Maar hy sê ook daarso, Ruben, as jy kyk na my stuk wat hy uitspreek, Ruben, jy gaan wees soos water. Hoekom sal Jakob op sy sterfbed sê, Ruben, buite jy wat saam met my vrou geslaap het, jy is soos water. Nou, hoe's water? Water is so, heeltyd links, regs, heeltyd so. Water as jy bak van jy skit, gaan die water uitspat. Dis teken, dis 'n prentjie van onstabiliteit. Water is nie stabiel nie, soos 'n fondasie wat vas is nie. Vorentoe en agtertoe. En net so was hy was onstandvastig geweest. En net so moet ons nie wees soos water nie, maar ons moet standvastig wees. Standvastig met die woord. Nie soos water nie. Ruben gaan kuier by mamma Bila. Gaan in die wêreld in, uit die wêreld uit. In die wêreld in, uit die wêreld uit. Hy was onstabiel soos water geweest. En dis 'n waarskuwing vir ons as die bruid, wat kan ons leer uit die stuk van Ruben uit? Moenie gaan hoereer nie, moenie saam met ander mense se vrouens gaan slaap nie, moenie saam met afgode gaan slaap nie. Dis wat ons kan leer uit Ruben uit. Maar moenie soos water wees. Moenie gaan tee drink by die afgod. Of moenie nou in die woord wees uit die woord uit, in die wêreld, in die wêreld. Want dan word jy gesien soos water. Ruben was seker 'n goeie ou gewees. Maar was hy nie ook 'n mense-pleaser gewees nie? Hoor gou hierso, wat het hy gedoen? Want toe Josef in die put dap hy stadium na, hy is eers met die sterfte van sy pappa Jakob van Israel, het dit voor al die boekies uitgekom, dat hy het saam met Bilam geslaap. So hy was nog baie stadium nog daai tydperk van wat Jakob geleef het, was hy nog die eerstgeborene. Hy was nog die leier gewees. Op daai tyd. Okay. So maar wat het gebeur dat hy 'n people's pleaser is, die Engels sê baie mooi. Want hoor gou hierso, toe Josef in die put gegooi is, nou het die boeties sommer doodmaak. Was sy broers eers plan om hom dood te maak voor die put. Nou het hy hom doodgemaak. En Ruben was die een gewees, nou hy eerstgebore reg gehad en hy die ruler gewees. En Ruben was die een gewees wat voorgestel het om hom eerder in die put te gooi en te verkoop as 'n slaaf. Hy het Josef in sy lewe gespaar, maar ook nie. Hy kon eerder op daai stadium, want hy het hom toe nog gesien as eerstgebore, soos ek sê, kon hy gesê nee. Hy het nie reg. Hoekom het Ruben nie daai dag toe Josef in die put gegooi is, of op hulle wat doodmaak, sê nee. Ek is die eerstgeborene,
Ek het verantwoordelikheid, julle gaan dit nie doen nie. Hy het nie autoriteit geneem nie. Maar toe alles klaar geloop en daai skuldgevoel van sy stiefma. Dink julle die vyand het al klaar vir Reuben laat sleg gevoel was daar. Reuben, hy moet hierdie eersgeborene wees, hy moet hierdie dude wees, hy moet hierdie ou wees wat verantwoordelikheid dra, hierdie man van al die 12 seuns, om te sê, luister, nee. Maar die vyand het hom al klaar kom en hom dan skuldig voel deur sy mamma wat hy saam geslaap het. So hy loop vir 20 jaar lank met hierdie skuldgevoel in sy hart rond. Wat gebeur? Hy gee in en sê nee, kom ons gooi vir Josef in die gat in. Presies dieselfde wat het gebeur met Eli se seuns. Presies dieselfde. Eli se seuns in Tabernakel in Shiloh. Daar's oorlog. Hulle kom vat die verbondsark en hulle gaan vat hom na oorlog toe. Wat gebeur? Hulle verloor die oorlog, die Filistyne wen, klomp man sterwe. Die Fariseërs, die Filistyne van die verbondsark en hulle sit hulle langs hulle afgod. Maar wat het kon voor dit gekeer geword het? Eli se seuns doen die priester aan. Hulle moes gesê, nee, ons bid eers tot Vader voor ons hierdie verbondsark met die tabernakel. Maar wat doen die vyand? Sonde. Eli se seuns slaap met die diensdoende vrouens. Hulle vat meer as hulle moet van hierdie afgods die offers wat hulle kry. Die offers wat hulle kry, vat hulle meer. Die vyand bring hulle in sonde in. Hulle word swak. Reuben, sonde word swak. Kan nie vasstaan op sy eersgebore reg nie. Jy moet aan Sissa vandag, jy is 'n eersgeborene, jy het reg. Wat doen jy? Die vyand maak jou swak met sonde. Jy verloor jou autoriteit en jy sluit 'n kompromie. Dis die groot probleem waarmee ons sit vandag. En hy gaan dit bly doen en hy gaan dit bly doen en hy gaan bly doen totdat jy op 'n stadium in jou lewe staan en jy worstel en sê Yeshua, help my met hierdie storie. Ek gaan nie my beloofde land, daai giant staan voor my en al moet dit wees dat jy op jou geslaan word tot jy weer jou identiteit regkry. Maak klaar met daai sonde. Maak klaar met daai ding wat jy vashou dat jy jou giant kan gefys. En soos 'n Dawid se opstaan, ek kom in Jahwe se vir jou. Ons moet tyd vat. Die vyand maak jou swak. So Reuben was onstabiel soos water. As jy gaan kyk ook na die stam van Reuben, was hulle baie onstabiel. Die hele stam was so onstabiel geweest. Hoor gou wat het hulle gedoen? As jy gaan kyk hoe hulle voordat hulle nadat Jakob hierdie seën uitgespreek het oor Reuben van julle gaan so wees en hulle het gegaan en hulle het uit die woestyn uit en hulle is in die beloofde land in en hoe hulle op die einde van die dag hoe hulle gestagneer het in die beloofde land Kanaan. Wat het hulle gedoen? Was hulle nog steeds onstabiel geweest? Ja, hier's 'n paar redes. Hulle het groepe, volgens geskiedenis groepe van rebellie gejoin. Hulle het groepe gejoin van rebellie. Numeri 16 praat van. Dan het hulle ook in die woord as gevolg van rebellie Moses en Aaron se leierskap bevraagteken. Reuben, Raai, Korach, wat deel was van die stam van Levi en het saam met die tribe Reuben in opstand gekom. Daai is die storie van Korach. Korach wat gesê het maar om Moses en Aaron, hoekom kan ons die priester aandoen nie? Korach, Reuben het saam met hulle in opstand gekom. En van hulle is ingesluk in die aarde weens rebellie. Weens daai verwerping. Want uit rebellie ontstaan verwerping. Is nie maar wat Reuben gekry het van sy ma Lea af nie. Het Reuben dit nie gekry nie, het Reuben nie daai hele, my seun, mamma seun sit in die aand en hulle gesels, maar tannie Rachel, is maar hulle, Josef, hulle is maar Jakob se gunsteling. Hy het altyd gevoel, hy is eers gebore, maar volgens vader se woord, volgens die reg, maar in sy hart het hy daai gevoel, maar ek is nie my pa se gunsteling. Ek is nie my pa se eersgebore nie.
En Lea wat mamma wat sê, "Jesus, mamma seun, ek het dalk hierdie plan gehad om ek moes maar jou kry want pappa wil vir ons kan hou, kan deel maak." Kyk, daar was twee stories gewees en ek dink hy het besef dat hulle is second best, tweede beste. En Ruben op sy, hy as gevolg van dit het hy gaan rondslaap, hy het rond gaan slaap, hy het in sonde gegaan en hy was soos water en hy het rebellie gehad, verwerping gehad. Kan julle sien hoe daai 20 jaar se ding wat Ruben gehad het, wat dit sy hele lewe lank beïnvloed het, waar hy dit daar kon reggemaak, sê pappa ek's jammer. Pappa Jakob, maar dit is my probleem hierdie. Ek sit daarmee met hierdie ding van wie's ek vir jou? Worstel met Jakob, want ek sê vir hom, pappa, maar hoekom moet ons ook so tweede wees vir jou? Ek is ook jou kind, met geworstel met hom en sê maar hoorie so, wat nou? Sorteer dit uit. Want nee, hy gaan soek eerder hy kry 'n verwerping en wat gebeur? Die beste ding wat ou doen, gaan kyk in die meeste huwelike plekke vandag, is mense in 'n huwelik wat verwerping kry, wat nie aandag kry nie, wat nie goed genoeg voel nie, dan gaan hulle na Kosie toe of na Sannie toe, wat vir hulle, ag, jy's so oulik, jy's so mooi, jy's so nice. Daar's ons dit. Dit gebeur. Dis die vyand se taktiek waar jy moet gaan en gaan sit en borstel. Want jou giant is daarso, hy gaan nie weg. Het gaan hoe jy wys. Wat is die tyd in wys? Wat Joshua sê, Araksha zak Hamas, to be strong and courageous. Dis dit. En as op my house will serve God, en kan nie met sonder covenant ingaan, hy vyand gaan wys en hy sal vir jou lag. Dan gaan jy ook op eindig met verbondsdag, jou covenant word weggestaan vir. Storie van die tempel van Eli. My tweede beste gevoel. As jy Numeri 23 gaan lees jy in die stam van Ruben buite Kanaan, buite die beloofde land gestagneer. Ruben het so verwerp gevoel, en het nie eers die beloofde land gaan. Hulle het voor Jordaan het hulle gekom. Buite Israel. Hulle is buite Israel gekom. Kan jy sien hoe ver daai verwerping gegaan? Hy het die erfpos gekry van 'n land waar hy die groot belofte gemis. Ruben het gesê, gaan julle ouens oor die Jordaan, gaan na jou reëse toe. Ons sal nie bly. Hulle het met die 12 verspiedende met die reëse. Hy het gesê, ons gaan nie bly. So die land was so wat Ruben gekies het, hoor was dieselfde plek waar Bergneeboeke staan. Dit is die berg waar Moses opgegaan het en die beloofde land gesien het wat Jahwe vir hom gewys het, maar hy nooit kon. Nes Ruben wat nie in belofte ingegaan het. Sien julle hoe rebellie en hoerery jou belofte, jou roeping kan steel en jou kan pap maak dat jy settle vir tweede beste. Die maklike roete, glo net en jy sal nie hemel kom. Ja, dis waar. Maar nie volgens Matteus 5:17 nie. Hulle was soos water, die vasgestaan op die belofte van Jahwe en dit nie ingegaan. Hulle was op die kantlyn gewees. Efesiërs 4:14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur wind van lering, deur die bedreiering van mense, die sluwheid om listiglik tot dwaling te bring. Kinders wat soos golwe geslinger word, links. Dit is wat Vader vir ons wil gee. Dit is standvastig. Ruben het heeltyd rondgespring. Lees jy Rigters 5. Sien jy dat amper almal saamgestaan het, maar Ruben was anders en het die ander pad gekies. Hy was heeltyd op die kantlyn. Hulle wou nie saam staan en het daai eenheid gebreek. Deuteronomium 33:6 sê, laat Ruben lewe en nie sterf. Dis wat Moses uitspreek. Moses spreek uit, dit is die profesie wat Moses spreek oor Ruben, voordat hulle in die beloofde land moet ingaan.
Laat Reuben lewe en nie sterwe nie. Moses het gesien dat daar nie hoop is vir Reuben en het hulle geseën dat hulle nie sal uitsterwe nie. Maar die stam Reuben het geen groei getoon nie. Daar het nie eers 'n profeet uit Reuben uit ontstaan nie. So kom ons kyk wat ons geleer het oor Reuben en hoe ons as bruid gewaarsku kan word. Reuben het geval deur sonde en onbekeerlikheid. Hy was sy lewe swak en het geen autoriteit gehad nie. Die stam het rebellie gehad, wat soos water wat heen en weer gespring het misleiding veroorsaak in oorlog, wou nie vas staan op belofte nie, het geval vir tweede beste en dit aanvaar, was onstabiel in geloof. Jakobus 1:8 sê, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrewe word. Hoor gou hierso. Hierdie is belangrik. Ek gaan weer vir ons lees, maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos die water, wat soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrewe word en voortgestuur word, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë, maar laat die broeder wat gering is. Moet ons sê, jy 'n keuse maak, gaan jy op die klantlyn sit en vergaan soos Reuben, of gaan jy saam staan, vas staan, saam met Boetas vas staan in die woord en in die waarheid, en nie kompromieë sluit nie, en met eenheid saam met die beloftes van Jahwe vashou vir die wêreld, hierdie jaar wat ons in is, en hom dien in waarheid en gees. In waarheid en in gees. En wat is die waarheid? Wat is troef? Dit is ons dien in gees en in waarheid. Gees, roeg. Wat is die waarheid? Psalm 119 vers 151 sê, die troef is die Torah. Torah, gees, op twee. Nie net gees nie, en nie Torah nie. Nie net Torah nie, en die gees nie. Al twee. Waarheid en die gees. Sien, die vyand sal alles probeer om ons pap te maak, en ons daar te hou. Hy doen dit. Hy wil nie ons bevrees. Om ons te keer dat ons kan groei. Deur sonde en dubbelhartigheid. Ons is erfgename van die belofte, hou vas daaraan, deur Yeshua. Galasiërs 3:29, en aan julle aan Christus behoort, as julle aan Yeshua behoort, dan is julle nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. Punt. Volgens die belofte aan Abraham. Dis nie net beloftes nie, dit is sy voorsiening, dis alles wat Vader Jahwe vir Abraham gegee het. En ons kan sien hoe die belofte aangegaan het deur Abraham, Isak, Jakob, hulle was het goed gegaan. Deur Yeshua is ons deel van hom. En ons moet nie vergeet. As ons erfgename is, beteken dit ons mag verander? Of gaan ons doen wat ons koning Yeshua gedoen het? Hy sê in 1 Johannes 2 sê hy, soos dit abide in Yeshua en loop soos hy gedoen het. Gaan ons doen wat Abraham, Isak en Jakob gedoen het, want as jy wil erfgenaam wees van al die beloftes, al die rykdomme, alles wat gegee is, gaan jy nog weer begin doen wat Abraham, Isak en Jakob, wat het hulle gedoen? Hulle hart was bestem gewees. Hulle het die woord onthou. Wat sê Vader in Exodus? Abraham, hy by wette, by insettinge en my verordeninge gedoen. Dis wat Abraham gedoen het. So as jy wil nou erfgenaam wees van Abraham, miskien moet jy hom doen wat Abraham gedoen, want dan is jy mos nou erfgenaam. Jy erf sy naam, dis 'n erfgenaam. Jy erf sy naam. Dis om vas te staan by waarheid en nie rond te spring tussen doktrines soos water. So 'n mens van daai tyd was so 'n mens so stad sonder meer. Nie standvastig. Dis hoekom Jakob gesê het, op hierdie plek sal ek
So mag ons groei as 'n bedelm van Vader Jahweh. Mag daar eenheid wees tussen ons en ons boetas en sissas in die rondspring soos Reuben en kompromiseer. Matteus 12 vers 25. Maar Yeshua het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: elke koninkryk wat teen hom verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan. Eenheid. Mag ons saam staan in eenheid. Amen. Dankie. Volgende week se Vader se woorde ons begin praat oor Simeon, tweede seun. Simeon en Levi, wat hulle gedoen het. Hoe hulle gedoen het en die profesie uitgespreek is. Dankie. Kom ons sluit af. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie dag. Abba, dankie dat ons kom leer. Abba, dankie dat U ons weer kom leer, Vader, en dat U kom met U gee skatte op skatte op skatte. U kom gee vir ons nog skatte. U daai het geleer oor Reuben ons, Abba, maar U het vandag gekom en nie kom bysit, Vader. U het die preek vir ons kom inkleer en dankie daarvoor, Vader. Maar ek wil ek intree vir elke boete en sê ek bid vandag, Vader, dat U hulle sal wys, maar deur U Ruach HaKodesh, as daar enige onbekeerde sonde is, Vader, dat hulle sal regmaak. Nie net saam met soms in 'n eerste rond geslaap het of wat ook al, maar wat iets te gedoen het teenoor 'n ander persoon wat hulle dra. Hierdie las wat hulle dra, Yeshua sê lig is my jas en sag is my juk. Gee dit vir Yeshua, sorteer dit uit om vry boete en sissam, dat daar vryheid is, dan kan jy jou giant gaan face. Maar die Satan, as 'n tand sal heeltyd vir jou wys en hy sal jou heeltyd wil terughou dat keer dat jy in jou belofte instap. Gemaak reg, kom vry, gee vir Yeshua, daar is oorwinning. Daar is oorwinning, hy sal dit vir jou pad maak, hy sal vir jou wys, soos dat Jakob hierdie vrees gehad het om vir Esau te sien, en hy het geworstel, en sy naam is verander, en Yeshua was daar gewees, en hy het gesê, maar seën my asseblief. So wil Yeshua vir jou sê vandag, boete en sissam, hier is jou seën. Gaan maak reg, gaan wys jou giant. Dankie Vader, dat U sê, ons sal, U sê, in die Engels sê so mooi, I will never leave you, I will never forsake you. Nadat Vader Jahweh, mag ons soos hierdie Joshua's opstaan, en gaan in hierdie belofte in. Dat ons gaan en soos saam met hulle huis, as me and my house, as for me and my house, we will serve you, Lord. En vandag kom ons, moet ons sê, is dalk dieselfde soos het Joshua gesê, choose whom you will serve. Kies wie jy wil dien. Jy kan nie soos water wees nie, jy kan nie links en regs gaan die hele tyd, een voet in die wêreld en een voet by Vader Jahweh nie, jy kan nie. Vader Jahweh sê kies. Openbaring sê jy kies of jy warm of koud of jy so blou word uit die mond uitgespoeg. Kies wie jy wil dien. Kies wie jy wil dien. Dankie Vader dat ons deel is van die beloftes, maar dat U al is daar giants, dat U in beheer is, Vader, mag ons net surrender vandag, Vader Jahweh. Mag ons U alles gee en weet U is in beheer. U sal nie ons voet teen 'n klip laat stomp nie. U sal ons nie los nie. U sal ons as die wat vashou, so Saterdag, Mesdag en Abednego wat in die vuur was, sal U Yeshua stuur, 'n engel stuur om saam met hulle te wees. Al word hy vuur hoe hard moet hy sê, Vader Jahweh sal saam met jou wees en ons eer U daarvoor, Abba. Dankie Vader, dat ons deel is deur Yeshua, dat ons eersgeborenes is van U. Dat ons deel is. Yeshua sê, maar ek is in my Vader, my Vader is in my, en jy is in my. We abide in jou, in U, Yeshua, Koning Yeshua. Ons abide in jou, en mag ons loop soos U loop. Wandel soos U wandel. Want U het vasgestaan op die reg en geregtigheid. U het tafels omgegooi. U het nie kompromie gesny. Ek sê, ag, is okay, wees maar so nie. U het vasgestaan op die woord en waarheid, en leer ons op baie ragse zakke was te Yeshua. Vader, dankie vir U Ruach wat in ons hart is. Dankie dat ons tempel kan wees van hierdie Ruach. Ruach, dankie dat U ons leer. Dankie dat U hierdie Ruach is wat in ons hart gesit, soos U sê in Jesegiel 36, wat vir ons gegee is om ons te maak. U wet en insette in U verordening. Dankie daarvoor. Mag ons net U stem hoor, Vader, as U kinders. Maar ek bid U seën uit, Vader, oor hierdie dag verder. Abba, dankie vir hierdie Shalom dag, hierdie afgesonderde dag wat U van Genesis 1 af vir ons al gegee het. Die 7de dag Sabbat. As hierdie heilige afgesonderde dag, en ons is 'n bruid. U kan wees vandag en in die woord kan tyd spandeer en vir U hierdie dag kan gee. Dankie daarvoor, Vader. Abba, ons kom op bid op vandag as 'n bediening saam, Abba. Vir elke boete en suster wat dalk siek is.
Vader, ek bid vandag, Vader, dat ons bid dat U salwing oor hulle sal wees, maar U naam, Yahweh, Rapha, wat die geneesheer is, Vader. Dankie dat U die geneesheer is, Abba. Ons glo in U. Abba, ons bid ook vir Reinhard, wat donderdag hierdie groot hartoperasie moet kry. Bid ons dat U saam met hom sal wees, Abba. Ons bid vir U guns en ons bid vir beskerming vir hom, Vader. Dankie, Vader, dat ons U kan vertrou. Vader, ek bid nou die seën uit oor elke boeta en sussie hierso. Ja, Varecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha Viguneka. Yesa Adonai Panavlecha Viasimlecha. Shalom. Boeta en sussie, Abba Vader sê, hy sal jou seën. Glo jy dit? Abba Vader sê, hy sal jou bewaar. Glo dit. Glo dit, hy sê, hy sal hy. Al wat hy vra is ken hom, wees lief vir hom, en ons weet dit op ons geboorte te raak volgens die woord. Dan sal hy sy engele opdrag gee om te beskerm. Oral waar hy gaan, jy nie hoef te vrees nie. Dankie daarvoor, Vader, ons op U kan vertrou. Vader, Jahwe sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. As hy sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn na buitekant vir die donker wêreld. En Vader, Jahwe seën jou vandag met shalom, vrede, ontvang sy vrede. Oral waar jy gaan, jy in jou uit in die stad. Oral waar jy is, ontvang sy vrede vandag. Dankie, Abba, ons ontvang dit nou al hierdie seën ontvang ons uit hierdie kragtige werk van die Ruach HaKodesh. En deur die seën van Jahwe, ons koning en ons hoëpriester, Yeshua Mashiach se naam, ontvang ons dit nou. En alles wat U sê, wat ons vra in sy naam, ontvang ons. Dankie daarvoor, Vader. Amen. Dankie, Here. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.